Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 330. Ek is professor aan Streetlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die legkaart studiegids reeks, daar's reeds 3 boeke, wat loop van Matteus af tot by Hebreërs. Inligting wat jy in jou lewe nooit gaan kry nie. Elke versie is onder opskrif geskryf, is 'n A4 boek, hy's 500 bladsye dik, hy's in swart en rooi. Swart is wat die woord sê, rooi is my verduideliking of my uiteensetting. Ek verstaan, daar's pastore wat uit hierdie handboeke preek, uit hierdie legkaart studiegids Bybel spreek. Hulle preek daaruit. So dit is 'n moed, en ek het juist 'n pakket op, so as jy al 3 die boeke gelyk koop, kry jy 'n 4de boek gratis, posgeld ingesluit in Suid-Afrika. Sou jy belangstel, of selfs 'n ander boek nodig het, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer, of as jy 'n vraag het, of iets wil weet, 0722 367 124. Ga na my webtuiste, https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Vanaand al daai honderde nuwe mense wat gesubscribe het. Jy moenie nou hier inval en van hier af gaan nie. Gaan na deel 1 toe, begin voor. Dis 'n studie. Pen, papier en die goed. Studie, maak jou eie studie. Luister wat ek vir jy gaan leer uit die woord uit, en verryk jouself in die bo-natuurlike woord. Dis uitdruklik noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat al die ander studies ook kan ontvang, die kennisgewings en ook ons TikTok boodskappe daarvoor. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisse. Die reeks is lewensverandering, definitief. Maak seker jy het 'n pen, 'n skryfblok en ten minste 33 Bybel bydraand. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre sê baie dankie vir hierdie week, Vader, wat verbygesnel het, en vir die geleenthede wat U vir ons gegee het om arbeiders te wees in U koninkrykswerk. Dankie dat daar geleenthede geskep is waar ons net 'n getuie kon wees. Dat ons saad kon saai. Dat ons U kon voorstel aan ander mense. Ek wil vanmôre bid. Seën elke Jalvis, boetie en sussie, en ook hulle wat nie Jalviste is nie, maar wat op pad is, Vader. Maak U woord oop. Voed ons vanmôre met die brood en die manna van die lewe en die bo-natuurlike waters. Salf U woord, maak dit lewend. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua. En elke Jalvis sê halleluja, halleluja. Met al hierdie honderde duisende, een van die sissies het nou so 'n maand terug gesê, prof, wanneer jy sê halleluja, dan soos 'n tsunami golf oor die wêreld wat gaan, maar ek wil vir jy sê, jy was nie ver uit gewees nie. Aan Jaffa al die eer, ons wil geen eer hê nie, maar die siele kom tot bekering. En weet jy wat sê dit? Dit sê dat die wederkoms is voor die deur. Al hierdie dinge wat in die wêreld aangaan, is goed wat lei, dis stukkies van die legkaart van die wêreld wat bymekaar moet kom, sodat die laaste vredesverbond weer gesluit kan word. Nie deur president Donald Trump en Israel en ander ouens, en Palestynë en ander Filistyne en nog Hibitite en die ander ouens nie. Nee. Kom ons gaan vanmôre aan met die woord. Ons vertrou Jaffa dat hy sy woord seën. Ons spreek sy seën in lewe in die woord. Die boek Spreuke, hoofstuk 19 vers 9. Nou sê koning Salomo vanmôre, 'n valse getuie bly nie ongestraf nie, en dit is so. Vernaam die ouens wat hierdie NHR ouens, maar weet jy wat, dit verbaas my nie. New Apostolic Reformation ouens.
Hulle is daar in 1970 gestig. Hulle kom uit die Jesuïte beweging van die Katolieke, wat die leuns uitdra in die kerke en die skole en wat die regerings infiltreer en die dinge. Hy sê dat 'n valse getuie bly nie ongestraf nie. En die woord sê wat jy aan die geringste van my kinders doen, of aan my koninkrykswerk, doen jy aan myself. Die woord sê dis wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Halleluja. Dis wreed. Jy het groot probleme. Wanneer jy jou hand, hy sê as jy jou hand teen die gesalfde van Jahwe lig, spreek en bring jy 'n onheil oor jou huis. Gaan kyk maar. Waar kom die armoede vandaan? Waar kom die probleme? En jy het 'n onheil gespreek teen die gesalfdes van Jahwe. En ek sê al die tyd, ek is nie 'n profeet of enige ding nie. Niks spesiaal nie, maar ek is 'n gesalfde. Ek lewe in die salwing van die Ruach HaKodesh. U vanmôre is 'n gesalfde. En ek wil by die ander ouens sê, pas op hoe jy met die gesalfdes van Jahwe werk. Wat jy aan hom doen, doen jy aan die Vader en aan die Seun en die Ruach, halleluja, die Ruach HaKodesh. Groot moeilikheid. En dit bring ook siektes en toestande. Die Bybel sê, hulle sal nie ongestraf bly nie. Ons wandel in die vrede. Welgeluksalig is die man en die vrou, ek sê die Jafiste, wie wandel in die raad van Jahwe Almagtig. En wie se voete nie lei na die onheil en die spore van ongeregtigheid nie. Maar hulle wee is in Jahwe elke dag van hulle lewe. En dis wat ek en u wil hê. Hoekom het ons hierdie studies elke oggend? Dis nie net ons soos 'n koffie in die oggend te drink om aan die gang te kom nie. Nee. Hierdie is juis dit wat ek nodig het om die dag die beste Jafis vir koning Jahwe te wees. En baie keer verstaan ons nie die goed nie. Die woord sê 'n valse getuie bly nie ongestraf nie. En hy en sy wat leuns uitstrooi, kom om. Almal kom om. Almal sterf. Want dit is so. Dis die vloek van die tuin van Eden. Is dat die mens is bestem om te sterf. Eers na die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8, na die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 10, dan word die dood in die doodryk in die poel van vuur gewerp, Openbaring 20 vers 10 tot Openbaring 20 vers 14, daar word die hel geskep. Dan word die dood in die poel van die vuur gewerp. Jahwe sê hy het die sleutels van die dood en die doodryk. Maar die dood funksioneer vandag nog steeds. En dit word eers oorwin by na die wit troon oordeel, wanneer die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word. Hy het sy wat leuns uitstrooi kom om. Ek wil vanmôre vra, wat is my intensies om 'n Jafis te wees? Hoekom wil u vanmôre 'n Jafis wees? Ek ontvang geopenbaarde woord, bonatuurlike geopenbaarde woord. My doel om 'n Jafis te wees, is eerstens om my in die bonatuurlike geopenbaarde woord te bekwam, en dan om die beste Jafis te wil wees, wat ek moontlik kan wees. Ons is geroep om 'n getuie te wees. Hy sê daar in Handelinge 2 vers 7 en vers 8, gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte.
Hy sê, Yahshua sê vir die disippels, gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte. Ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, naamlik die Ruach HaKodesh, wat julle sal leer en ry in alle waarheid. En as hierdie trooster oor julle kom, sal julle my getuie wees in Jerusalem, kyk nou mooi, Jerusalem, Judea, Samaria, die uiterstes van die wêreld. Kan u verstaan hoekom hardloop hierdie boodskap in sy honderde duisende miljoene in die wêreld? Klip wat jy in die water gooi, Jerusalem, kom ons praat, Pretoria, Suid-Afrika, Europa, Amerika, China. Het hou net aan, en het hou net aan, en het hou net aan. En niemand kan hierdie tsunami stop nie. En weet jy wat, ek en u deel daaraan. Ek en u het deel aan dit. Hy sê ons is in die liggaam van Yahshua. Hy is die hoof en ons is deel. Ek is nie die hoof nie, Pastorikas is nie die hoof nie. Yahshua is die hoof. Ons funksioneer ieweste in hierdie liggaam. Maar daar waar ek en u funksioneer, moet ons die beste wat ons moontlik kan doen, moet ons tyd vind om dit te doen. Anders dan is ons nie 'n funksionerende gedeelte van die liggaam nie. En as my nier nie funksioneer nie, net een van my 2 niere nie funksioneer nie, het my liggaam 'n probleem. Verstaan jy waarvan ek praat? En daarom moet ons elke een ons plek in die liggaam ken. En wanneer jy van my dan gebruik in 'n kapasiteit van dalk minder belangrik, alhoewel die belangrikheid is nie, een is meer belangrik, omdat ek hier professor is en ek meer, nee, ons is almal, hy sê die knegg is nie hoër, die meester is nie hoër as die knegg nie, ons is een, Yahshua is die hoof. Maar daar waar ek en u funksioneer, moet ons die beste wil wees. Ons moet die beste wil wees. Vals getuie bly nie ongestraf nie. Hy of sy wat leuns uitstrooi kom om. Hy sê hierso, die weelde pas nie vir 'n dwaas nie. 'n dwaas? 'n dwaas? Daai ou wat sê, daar is nie 'n Elohim nie, daai ateïs, dis 'n dwaas. Daai agnos, en ek gaan dit sê soos in die 33 Afrikaanse Bybel, God is in alles, alles is God, solank ek God kan wees. Dis 'n agnos, sy denkwyse, sy sienswyse, sy teologie. Solank as wat ek God kan wees. Weelde pas nie vir 'n dwaas nie. Hoeveel minder vir 'n knegg om voor vorste te heers. 'n knegg om voor vorste te... Weet jy hoekom? Want jy kry dwaase wat nie hulle self wil verbeter nie. Hy's tevrede en sy's tevrede om 'n dwaas te wees. Ek en u wil vanmôre nie 'n dwaas wees nie. Ons wil vanmôre nie knegte wees nie. Ons wil vorste wees. Ons is 'n knegg van die koninkryk van Jahwe, maar hy sê hy stel ons aan as konings, seuns en priesters. Ek wil nie net 'n seun wees nie. Ek wil nie net 'n priester wees nie. Ek wil ook 'n koning wees. Ons wil in die koninkryk van Yahshua funksioneer en regeer. Jahwe het ons daar gestel. Gaan kyk na die manne en die vroue wat entrepreneurs is, wat hulle eie besighede het. Dis manne en vroue wat op 'n stadium in hulle lewe niks gehad het nie, wat die Engelse terme sê hulle was out and down. Baie van hulle het alles verloor wat hulle gehad het. Maar daai entrepreneurskap, daai van ek weier om in die modder te bly sit. Ek dink aan Micha 7 vers 8 wat sê, al het ek geval, ek staan weer op. En dit ook in die besigheidswêreld. Dit gebeur, dit gaan nie net oor iemand wat backslide nie. Dit gaan oor, al het ek 'n fout gemaak in my besigheid of wat ook al. Ek staan weer op, ek gaan weer probeer.
Dit help nie, ek lê daar en ek lek my wonde en ek lek die rowe af en die ding bly sweer en nee. Onthou my skrif vir die nuwe jaar. Ons neig nie na wat agter is, ons trek na wat voor is. En so in elke ding in ons lewens. En hierdie naweek wil ons in die koninkryk van Jahvashua, wil ons suksesvol wees. So kom ons reik uit na dit wat Jahwe vir ons in voorsiening het. En elke belofte wat Jahvashua na ons toe gebring het, kom ons reik uit in dit. En ons maak dit ons eie. Kom ons kyk in hierdie naweek vir 'n geleentheid om die saad van die lewe te saai. Vir watter rede? Dat die koninkryk van Jahvashua toegevoeg kan word. Ek sluit af. Die woord sê, daar's blydskap in die hemel as een siel hom tot Jahvashua bekeer. Ons sien hierdie honderde duisende mense. Een siel, een siel, een siel. As ek nie elkeen een siel kan bereik vandag, of oor hierdie naweek, weet jy hoe skuif die koninkryk van Jahwe vorentoe? En hoeveel nader is ons aan die belofte van die wederkoms van Jahvashua? Tot maandag, as dit Vader se wil is, seëninge, vrede, blydskap, heerlikheid, wees geseënd in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Jahvashua, Maranatha. Jahvashua kom weer. Halleluja.